Welkom hier by Rugby Nuus, ons weeklikse rugby nuus program. Ons gesels hier week met Johan Termalen van Rapport. Elke slag met hom gesels, dan vind ek iets nuuts uit. So is altyd lekker om met hom te gesels. En vandag sit hy daar met sy rapport logo daar agter hom. Ons baie bly te sien. Welkom terug, Johan. Hoi, hallo MB, nee, lekker om met jou te gesels. Ek het nou nog jy het 'n interessante artikel in die naweek geskryf daar in Rapport oor daai belaglike kaart, rooi kaart wat Nederland Forsie opgedoen het daar teen Ulster. Vertel my gou 'n bietjie van daai artikel wat jy daar geskryf het en alles en dan gesels na dit 'n bietjie oor jou opinie oor rooi kaarte en dies meer. Ja wel, eintlik het ek die vraag gevra wat kon Nederland Forsie nou eintlik anders gedoen het in daai spesifieke voorval en hoe het wat het die aanvaller gedoen? In die wedstryd het ek self toe dit gebeur het ek gevoel, jy weet, yes, dis daarom nie seker 'n rooi kaart werd nie. As ek die skeieregter was, miskien 'n geel kaart. En dan sal ander mense wat voel dalk 'n strafskop of selfs minder. Dit is toe dit gebeur het in die wedstryd. En hoe meer ek dit gesien het, hoe meer het ek gedink arme Netling Forsie, want wat moes die ou nou eintlik anders gedoen het as om die aanvaller jy weet, te duik op 'n manier wat die aanvaller eintlik vir hom gegee het. Want daar's 'n groot onus op veiligheid van spelers en ons almal is vir dit. Almal wat lief is vir die spel wil hê die speler se veiligheid moet eerste kom. Maar dan moet jy ook die vraag vra, as die aanvaller met sy kop eerste in die duikslag inhardloop, wat in daai geval gebeur het, uh, hoe kan jy, ons moet net duidelik ook stel, Netling was nie gestraf vir 'n hoë duikslag nie. Hy was spesifiek gestraf omdat hy nie sy arms om die speler gesit het nie. Nou, maar my vraag bly steeds staan, hoe moet hy sy arms om die aanvaller sit as die aanvaller net sy kop vir hom gee om te duik? En dit is die groot vraag. Dan voel ek, jy weet, die aanvaller het net so 'n groot verantwoordelikheid om, jy weet, ten minste wil ons sê hardloop met die bal sodat jy hom kan duik op sy middellyf of waar ook al. So ja, ek was verbaas oor die rooi kaart in die wedstryd en toe die tugkomitee se uitslag Vrydag kom, was ek nog meer verbaas. Hulle sê hulle wou hom 6 weke gee, maar op goeie gedrag het hy nou 4 weke is hy geskort. En dit beteken hy gaan die volgende 4 wedstryde van die Stormers in die liga fase van die Verenigde Rugby Kampioenskap nie kan speel nie. Maar ek dink ons moet kyk na die insident. Is dit enigsins 'n skorsing werd? Is dit enigsins 'n rooi kaart werd? En ek het geskryf dat ek ook gepraat het met 'n ervare skeieregter en ek sal hom anoniem hou wat vir my gesê het hy dink dit is nie eers 'n strafskop werd in die wedstryd nie. So toe het ek besef dis daarom nie net ek wat die klits kwyt is of dink dis belaglik nie. En daar's meer mense wat so voel en ek vertrou sy oordeel en hy het gesê hy sou nie 'n strafskop eers gegee het nie omdat die aanvaller te laag was. Belangrike ding wat daar gebeur het nou, die skeieregter Andrea Piardi, kyk hy's maar 'n redelike omgesukkelde ouetjie, maar ek nog altyd nog redelike regverdige ou. En hy was heeltemal gelukkig om die wedstryd te laat voortgaan met wat hy op die veld gesien het. En toe kry hy nou weer die TMO wat in sy oor kom fluister. En dis die ander wat my baie pla is dat die oor beklemtoning van die rol van die TMO wat amper soort van die ding regeer daar uit die paviljoen uit. En toe skielik dis dit nou heeltemal 'n ander storie. Dit pla my. Wat is jou gevoel gewees oor wat die rol wat die TMO in daai spesifieke voorval gespeel het, nommer 1 en nommer 2, die rol van die TMO's in die algemeen. Ek het die naweek gesien met Ridley teen die Bulle teen Bayonne. Hy het geluister na die TMO, maar hy het die besluit geneem. Dis nie wat ek gesien het in sy woorde gewees en ek het daarvan gehou. Die skeieregter op die veld moet tog nog steeds in beheer bly. Wat is jou gevoel? Ja, eerstens voel ek presies wat jy voel oor die televisieskeieregter in die wedstryd wat Netling Forsie betref. Was dit vir my onnodig. Die skeieregter het gevoel jy weet dit is reg en gewoonlik nie altyd nie, maar as jy 'n goeie skeieregter is, dan gaan jou eerste instink baie keer reg wees. Verstaan, want jy is geoefen, dit is jou werk. Ja, jy kan dit ook verkeerd kry, maar daar was Piardi se eerste instink vir my reg. Hy het gesê, speel aan, die aanvaller was laag en toe kom die televisieskeieregter en fluister in sy oor. Ja, dit raak bietjie, dit is iets wat ons al 'n paar jaar oor praat en nie net in hierdie voorval nie, is dat die magte van die televisieskeieregter, ons wil hê die regte beslissings moet gemaak word, maar dan aan die ander kant, hoeveel keer wil jy hê dit moet gestop word deur iemand wat sê, ouma gaan kyk na dit of ouma gaan kyk na dat. So daai voorbeeld wat jy gebruik dat die skeieregter gesê het, ek hoor wat jy sê, maar kom ons speel aan. Dis nie wat ek gesien het nie. Dit is eintlik sou ek sê hoe dit moet wees en nie dat hy altyd moet sê hy stem nie saam nie. As hy twyfel, dan moet hulle kyk, maar die skeieregter moet ook genoeg selfvertroue hê en hy moet
jy weet, hy moet 'n besluit kan maak want dis sy werk. Hy moenie die heeltyd teruggaan na die televisieskeieregter want ja, ons het al baie, soos ek sê, dit is iets wat al jare aankom, op hoeveel keer moet die spel gestop word en daar gekyk word. Die beste skeieregters in my opinie is die wat 'n beslissing maak op die veld en wat hou by hulle beslissing, jy weet, en nie die heeltyd raad en hulp noodwendig nodig het nie. Maar hulle het 'n moeilike werk en ja, sorry, jou tweede vraag was Oor die oor die algemeen. algemeen hulle invloed. Ja. Ja, ek voel hulle invloed in hierdie waaroor ons nou gepraat het, in hierdie gevalle is dalk bietjie te veel, veral as hulle die hele tyd iets gesê word om terug te kyk, maar byvoorbeeld as 'n skeieregter 'n aanslaan of iets mis, dan moet die televisieskeieregter dalk vir hom net sê, "Hoe daai was 'n aanslaan." So dit is wel belangrik want hulle kan nie als raak sien nie. Kijk, wat vir my interessant was, die noem dit maar die optics, hoe dit gelyk het. Die ou se nek was in 'n baie ongemaklike posisie. En ek dink dis die eerste ding wat die aandag getrek het. En dit het nie goed gelyk in daai opsig nie, maar weer eens dis die eerste ding. Die tweede ding wat jy gesê het, hy het met sy kop gelei amper, jy weet, hy het amper laag geduik. En in die Wasie-Cup is daar nie 'n reël of is daar nog steeds 'n reël as jy met die kop geduik het, dan kry jy die geel kaart nie. Was dit nie laas jaar so iets gewees nie? Daar was so iets dat die aanvaller ook gestraf kan word, veral toe hulle die duikhoogte laer, hulle praat van mos onder die sternum, wat hulle in Engels sê. So toe hulle dit laer gemaak het, weet ek daar was ook sulke reëls dat as die aanvaller kop eers te gaan, dan straf die skeieregter hulle. Ek het dit nie hierdie jaar gesien nie, so ek weet nie of dit nog geld nie en of die spelers dit net nie doen nie, maar hulle was baie streng daarop, soos jy sê, verlede jaar. En ons het toe 'n paar keer gesien, dis amper soos 'n sokkerspeler wat die skeieregter baie keer straf omdat hy maak of hy seer gekry het. En nou in hierdie geval, as die aanvaller kop eers te gaan, wat moet die verdediger doen? En dit is die punt vir my met die Neteling Forsie voorval. Wat anders moes hy doen? Want sy knie was op die grond, hy het so laag gegaan soos wat hy kon, en baie mense sê, en ek het dit ook geskryf, as hy nog laer gegaan het, dan was hy, soos hulle in Engels sal sê, gestraf vir 'n graascutter. Jy weet dat hy die ou geduik het en die ou se voete skiet onder hom uit, want jy weet, dan het hy weer te laag gegaan. So ja, dis hoekom het ek simpatie met hom en met die Stormers en ek voel dit was onregverdig. Ja, as jy laas jaar nog gesien met laaste seisoen met Asenati en Klabokanje wat ook op sy knieë gestaan het en ook 'n speler geduik het op sy knieë. Hy kon letterlik nie enigstens laer gegaan het en hy net 'n rooi kaart gekry daar, né? Dis amper vir my of dit nie heeltemal sin maak nie, maar ander ding wat my baie pla is hierdie stadige oorspeel. En ek sien as 'n paar ouens wat sê luister, speel hy ding vir my in werklike tyd, dat ek kan sien wat in werklike tyd gebeur het. Want as jy nou alles in wêreld in stadige aksie kyk, gaan jy ernstig sekerlik iets uitkraap. Daai feit van in real time, noem dit maar wat dit is. Ja. Dis tog 'n belangrike ding, is dit nie? Want dit is tog wat die speler op die veld moet wat hy konfronteer, waarmee hy gekonfronteer word. Hy moet daarvolgens optree. Real time is vir my amper meer belangrik is daai oor en oor gesoek. Ek praat nie van as jy 3 gedruk is of nie 3 gedruk is. Ek praat van hierdie tipe voorvalle. Wat dink jy daarvan? Nee, ek sê 100% met jou saam. Ek dink hulle kan kyk na die stadige aksie en op die kyk weer, maar hulle moet dit ook in, soos jy sê, real time sien, want dit is hoe vinnig die speler moes reageer en dan sal jy dalk dink, maar jy weet, daar is bietjie versagtende omstandighede. En in Neteling se geval, al was die duikslag nie 100% reg nie, al het hy die ou op die kop getref, voel ek daar was genoeg versagtende omstandighede, eerstens dat hy nie 'n rooi kaart sou gekry het nie, en dat hy nie geskort moet wees nie. Dis net my opinie. Geel kaart kan ons dalk nog oor gedebatteer het of gesê het dis 'n geel kaart, sou ek sê. Dit bring my nou netjies na die volgende ding wat ek met jou oor wil praat, en dis die 20 minute rooi kaart. Nou die 20 minute rooi kaart is nie die jaar in die VRK van toepassing, want die seisoen het verlede jaar begin en van Januarie maand was daar heel soort van as 'n eksperiment op sekere toernooie van toepassing gewees. Maar in hierdie geval, jy sê dat miskien moes dit 'n geel kaart gewees het, sou 'n 20 minute rooi kaart nie nog meer gepas gewees het, veral gesien in die lig van vergeet van wat daardie tyd gebeur het met die verhoor en alles. Jy weet, die Stormers is nou eintlik in 'n baie lekker plek in terme van hulle weet die laaste paar wedstryde na die einde van die seisoen om seker te maak hulle kom in top 8 en alles. Om nou ouens soos Neteling met Forsie te gaan staan en verloor in 4 van amper jou mees kritiese wedstryde van die seisoen, wat gaan maak of breek vir jou seisoen. Grond van so amper eina tipe aanklag, né? Dis bietjie ongevraagd. Ek bedoel, dis tog seker waarvoor die 20 meter rooi kaart daar is om seker te maak die skouspel word nie uit die wedstryd uitgehaal en jy probeer nog altyd krag teen krag sit. En almal praat van die Sam Cane voorval in die Wêreldbeker eindstryd. Dis eintlik waar hierdie ding vandaan kom sekerlik. Dink jy nie daar's 'n 20 minute rooi kaart dalk meer gepas gewees het nie?
Definitief dink ek so, die 20 minute rooi kaart is natuurlik om verskeie redes kan jy redeneer dat dit goed is en dan is daar weer 'n klomp lande wat reken hulle wil nie dit speel nie, maar een van die redes is jy straf daai speler en dan mag hulle 'n ander speler opbring. Ehm in sy plek, maar hy mag nie terugkom nie. En die ander ding is, as daar 'n fout deur die skeieregter is, soos wat in my opinie, in hierdie geval daar was 'n fout, dan was dit 20 minute en was die fout dalk nie so ernstig nie. So mense sê nie die Stormers sou gewen het as dit 'n 20 minute rooi kaart was nie, maar ek voel, jy weet, om dan speel hulle nie met vir 35 minute met 14 nie en dan hulle vir 20 minute. Dit kon 'n verskil gemaak het. Tuurlik, ja. So ja, ek dink definitief dit is ook 'n rede hoekom dit beter is. Wat die 20 minute rooi kaart betref, en ek dink ons het al van tevore daaroor gepraat. Ek weet verlede jaar in die rugby kampioenskap was daar 'n duidelike onderskeid tussen 'n vuilspel rooi kaart en 'n ander tipe 20 minute rooi kaart. So, indien dit 'n nog 'n tradisionele vuilspel rooi kaart, kom ons sê jy het iemand geslaan of jy weet dit was 'n belaglike hoë duikslag, dan kan hulle nog steeds die speler afstuur vir die hele wedstryd. Maar dan 'n ander tipe rooi kaart is 20 minute. Nou sê van die lande wat teen dit is dit raak te tegnies. Ek voel nie dis tegnies nie. Jy het twee soorte rooi kaarte. Jy het 'n 20 minute een en jy het 'n permanente een. Verstaan? En dit maak dit al klaar vir my beter. Maar dan die permanente een moet jy nie oor wonder nie. Jy moenie dink dit moenie 'n neteling forse geval wees waar die ander ou was laag, daai is 20 minute en die ander ou kan terugkom. Maar waar 'n ander ou geslaan het of waar jy weet hy kop eerste met 'n ander kop gekap het en jy weet dit was duidelik vuil spel, daar stem ek stuur hom af. So ja. Ook het gesien dat die Wêreld Rugby gaan nou volgende maand op een van hulle vergaderings stem oor die toekoms van die 20 minute reël. En interessant genoeg, al die suidelike lande, Suid-Afrika, Nieu-Seeland en Australië is ten gunste daarvan en die manne in die 6 nasies wat met daai reël gespeel het ook hierdie seisoen, ons het nou wel in die kampioenskap ook met dit gespeel. Hulle is nie ten gunste van nie. Veral Frankryk en Ierland is nogal baie luidkeels in hulle verdoeming van hierdie reëls. Oor vertaal ek daai ding direk daar. So ek het gewonder oor wat dink jy is die toekoms vir hierdie kaart? Dink jy daai ander lande gaan maak dat dit weggaan? Want die probleem wat ek hoor wat mense vir my sê is die skeieregters is geneig om altyd die goue middeweg te kies. So wat 'n geel kaart moes gewees het word baie keer onnodiglik opgegradeer na 'n 20 minute kaart, rooi kaart toe en dan wat miskien 'n volkome dit ware rooi kaart moes gewees het, word nou weer 'n 20 minute rooi kaart gemaak om dit 'n bietjie te versag sodat die ou kan voel die ou wat 'n geel kaart beskryf het, ja, maar ek was nie te lig op hom gewees en ek het nog steeds moet toon of die ou wat 'n rooi kaart beskryf, ja, maar ek het nog steeds die skouspel probeer beskerm deur te gaan vir 20 minute. So die skeieregters vat so van die goue middeweg en hulle maak nie die regte beslissings as jy nou gesê het en daai tegniese ding. Wat dink jy? Dink jy daar's 'n kans dat hierdie ding gaan wegval? Wat is jou gevoel oor die algemeen oor die kaart? Wel, soos ek voorgesê het, ek is vir die kaart en ek voel dit moet daar bly. Die 20 minute rooi kaart. Ek dink hulle sal gaan kyk na al die wedstryde wat gespeel is ook. Hoe was dit suksesvol? Was dit nie? Maar op die einde van die dag kom dit nou neer waarskynlik klink soos jy sê op stemmery en dis maar politiek agter die skerms. Ons weet Frankryk en Ierland spesifiek was nie vir dit gewees nie en dan ek weet nie hoe sterk voel die ander 6 nasies lande nie. So ja, as dit op die einde van die dag neerkom op wie stem en wie stem nie, sal dit baie interessant wees vir en teen dit. Jy kan ook redeneer, was een van die redes weet ek wat Frankryk of Ierland geredeneer het toe oor die 20 minute moet dit gebruik word, moet dit nie. Toe het hulle gesê spelers kan nou baie meer aggressief en vuil spel toepas want hulle weet hulle gaan net 20 minute rooi kaarte kry. Ek dink dis onwaar, want en daaroor het ek 'n tyd terug, ek dink dit was verlede jaar 'n storie geskryf, toe het ek met Waarste beker afrigters gepraat oor hierdie ding, want die Waarste beker speel al vir 2, 3, 4 jaar die 20 minute rooi kaart. En toe was my vraag aan hulle, verskeie het vuilspel toegeneem toe hulle hierdie 20 minute rooi kaart begin speel het. En hulle het almal gesê nee, glad nie, die spelers is nie aspres, jy weet meer geneig om aggressief te wees nie. En volgens die amptelike statistieke, dit het ek in my storie gehad, van die Waarste beker het die aantal kaarte oor 3 of 4 seisoene afgeneem. Nou ja, dis 'n klein steekproef, dis net in die Waarste beker, maar dit sê vir my genoeg dat jy hoef nie bekommerd te wees dat almal nou met hulle kop gaan indons en jy weet net omdat hy 'n 20 minute rooi kaart kry want hy gaan nie 'n volle rooi kaart kry nie. Dit maak nie vir my sin nie. Vuilspel bly vuilspel en 'n speler mag dit nie doen nie. So ek dink daai redenasie is vir my dra nie vir my soveel gewig soos wat ek dink Frankryk en Ierland wil hê dit moet nie.
Kan nou 'n stupid ding sê, maar ek bedoel, hoekom noem hulle dit nie sommer net 'n oranje kaart? Jy het nou 'n geel kaart, 'n oranje kaart en 'n rooi kaart. Ek bedoel, dit is net logies in jou kop eintlik bietjie duideliker, is dit nie? Dit klink nou 'n bietjie simplisties, maar dit is tog so. As dis nie 20 met 'n rooi kaart nie, dis 'n oranje kaart. Jy gaan net vir 20 minute af en dan kan jy vervang word deur iemand anderster. Jy kan nie verder speel nie. So as jy nog 'n vuil speel of nie vuil speel, jy gaan in elk geval nie kan verder speel. Jy's van die veld af. En ek dink baie keer terug aan daai voorval met Sam Cane, wat mense nou so te kere gaan oor. Sê net dit was 'n rooi kaart. Kyk, hy was ook maar in die hitte van die oomblik gevang. Hy was reg op gewees. Hy het vir Jesse Kriel met hoog geloop en alles. Dink jy in daai geval was dit 'n regte rooi kaart geweest of dink jy dit sou 'n oranje kaart geweest het en dink jy dit sou dalk 'n die wêreldbeker eindstryd man, dis die belangrikste wedstryd elke 4 jaar. Dink jy dit sou tog 'n verskil gemaak het in daai spesifieke wedstryd? Dit sou, en dit spyt my om te sê, maar dan sou die All Blacks dalk gewen het, want ek dink dit moet 'n 20 minute rooi kaart of soos jy sê, kom ons sê dit 'n oranje kaart gewees het, want dit was koppe wat gebots het. Mm. Ja, dit is 'n vorm van vuilspel, maar dit is nog steeds 'n ongeluk as ek dit nou moet Ja. klassifiseer. Mm. Dis nie 'n tipe rooi kaart soos jy sê waar jy hardloop as prins, jy duik die ou so onder die skouer of hardloop met jou skouer op sy kop nie. Jy weet dit is 'n dis 'n rooi. Mm. Maar daai was dalk, jy weet, dit was so half want Nieu-Seelanders het natuurlik gesê wat die verskil tussen die Sam Cane voorval en die Siya Kolisi voorval. Nou daar was 'n duidelike verskil. Siya was laer gewees en dit is maar die verskil, maar ja, ek stem saam met jou, daai sou in my opinie 'n 20 minute rooi of 'n oranje kaart gewees het en dit kon 'n groot verskil in die wedstryd gemaak het dat Sam Cane nie die hele wedstryd af was nie. Die All Blacks het toe uiteindelik ons het al dokumentêre ook daaroor gekyk dat hulle eintlik die bokke het geweet die feit dat hulle nou 14 spelers is, gaan hulle amper meer aanvuur en dit het want hulle het ons toe amper geklop daar in die tweede helfte. Dis interessant jy noem dit ook nou want daar's nou die wêreld rugby het nou ook blykbaar navorsing gaan doen oor die 7-1 bank. En hulle het besluit daar is geen wetenskaplike bewyse vir dat dit 'n gevaarlike ding is om 7 vars voorspelers op die veld te stuur. Hulle het daai ding gaan doen. En dis die ander wat deel daarvan is hoekom hulle 7-1 kan gaan deesdae want spanne wat met 14 spelers speel is geneig om 'n stappie op te neem. Hulle word nie eintlik noodwendig benadeel omdat hulle minder spelers het nie. Die wedstryd word nie regtig so sleg beïnvloed deur iemand af te staan weet wat van die veld af gaan nie. Spanne is geneig om harder te speel en daai ekstra 10% in te sit om op te maak vir daai ou. So dis nog 'n interessante ding daai. Dis nie noodwendig nodig eers om daai tipe rooi kaart te hê nie. En as jy dan een bankie daarmee bedoel is, jy het een agterspeler op die bank. So as 'n ander agterspeler seer kry, kan jy hom opbring, maar as jy dit kan opbring, jy gaan jou span nog steeds in afval kan opmaak vir daai soort van 'n gaping wat jy het. Wat dink jy van daai een? Of jy word in elk geval benadeel want jy het net dis die risiko wat jy vat. Jy het net een agterspeler, so as jy twee agterspelers het wat beseer word, dan moet jy jou Kwagga Smit of wie ook al in die agterlyn sit. So ja, ek voel eerstens die enige rede hoekom hulle hierdie moet gaan navors of toets is vir my sinneloos. Dis net omdat sekere suurknolle, kom ons noem dit so, van oorsee nou jaloers is want die bokke het dit eers gedoen of wat ook al. As in die verlede was ons gewoond dat die All Blacks dinge eers te doen en daaroor het ek en jy ook al gepraat. Die feit dat dit nou die Springbokke is, maak dit nou so saak. Ag, soveel saak. As die All Blacks nie weer goed gedoen het, dan het almal dit gedink, o, maar dit is jy weet innovere. So nee, ek dink 7-1, 8-0 laat hulle speel soos wat hulle wil. Ek bedoel dit is jou risiko wat jy wil vat. Almal het gedink Rassie Erasmus is mal en kom ons wees eerlik, as die Bokke verloor het, dan het almal waarskynlik gesê ons het verloor want Rassie het 'n 7-1 bank gekies. Dis maar een van daai tipe goed. So toe wen ons met 1 punt en almal sê ja, maar jy weet Rassie is hierdie genie en moet my nie verkeerd verstaan nie, ek dink hy is ongelooflik en beste afrigter in die wêreld. Maar ja, dit is maar net hoe dinge werk. Dis soos as jy 'n strafskop het voor die pale en jy skop nie pale toe nie. Jy gaan kantlyn toe. Daar was gister 'n voorbeeld in die Waarstebeker, dis hoekom ek nou daaraan dink. Jy skop kantlyn toe en jy druk nie 'n 3 nie. Dan sê almal jy moes pale toe geskop het want jy kon die 3 punte gekry het. Maar skop jy kantlyn toe en jy druk 'n dryf 3, dan was dit die regte besluit. So ek dink is maar een van daai tipe dinge. Jy praat van die Waarsebeker, ek wil 'n keer daaroor met jou gesels. Ek en jy daar op die Dani Kruiwe stadion gesit kyk, maties en aatjies. Jy het my 'n paar dinge vertel van Waarsebeker wat ek nooit geweet het nie. Ek het eers 'n wedstryd wat ek op bygewoon het van die Waarsebeker na al hierdie jare. En die einste maties en aatjies gaan nou in die eindstryd speel. So is dit vir jou 'n verrassing? Ek is nogal verbaas dat aatjies Pretoria dit kom en tikkies hier kom klop. Ek tog tikkies gaan eindstryd toe gaan. Ja, dit was definitief 'n bietjie van 'n opskudding gewees dat Aatjies Pretoria toe kon gaan en kon wen, maar ek moet sê die manier hoe hulle gespeel het en so
in die halfeind verdien hulle dit om in die eindstryd te wees en ek dink Maties sal definitief baie beter moet speel as gisteraand teen Shimlas. Dit was toe nogal twee verskillende wedstryde want die een was baie drieë is gedruk. Jy weet dit was 'n hoë telling en die een in die Kaap, ek was gisteraand in Stellenbosch, het dit vir my gevoel albei spanne het bietjie gesukkel. Dit was nie hulle beste rugby wat hulle gespeel het nie. Maties was in my opinie net takties beter. Hulle het 3 strafskoppe vroeg in die wedstryd gekry. In die kwartgebied hulle daai 3 skoppe oorgesit, toe is dit 9-0. Nou in 'n halfeind, jy weet, hoef jy nie 3 te druk om te wen nie. Ek sê nie jy moet vervelig speel nie, maar dit voel net vir my hulle het hulle kanse beter benut as Shimlas byvoorbeeld en ja, op die einde van die dag het hulle waarskynlik verdien om te wen. Maar dit was nie Maties se beste wedstryd nie. As Maties goed speel, kan dit 'n ongelooflike eindstryd wees. Maar ek dink gisteraand van al die spanne was Aatjies dalk die beste span van die 4. Maar dis 'n nuwe wedstryd maandag en Maties speel tuis, so dit sal in hulle gun stel as die Dani Craven vol is met 15000 mense, dan dink ek nie dan is dit die een studentestadion waar jy nie die besoekende span wil wees nie. En nog minder die Aatjies want dis 'n derby ook, dis die Kaapse derby in die eindstryd. En dan 'n ander ding is Maties Rugby Club vier hierdie jaar sy 150 jaar bestaансjaar. So ek wil amper sê daar sal druk wees op hulle en wat 'n beter ding sal dit nie vir hulle wees as hulle wel die Waarstebeker wen in die jaar wat hulle 150 jaar oud word nie. Nou Robbie Fleck het nou oorgeneem hierdie jaar by Aatjies van wat is Tom Bristol skoop? Wat is hy van nou weer Tom Dawson skoop? Ja. So en ek bedoel om in die eindstryd op te eindig is nie sleg nie. Hy het reg voor ons gesit op daai dag in die stadion. Ek het hulle nogal opgehou vir hom vir Joe Strauss. Wat my opvallend was hoe kalm hulle gebly het. Ek se lankal op en af gespring het en alles. Kabamba Floors daar onder op die veld gewees. Wat het jy gedink van Robbie Fleck se seisoen as afrigter daar by die Aatjies? Ja, ek dink hy het baie goed gedoen en ek dink is die 3de jaar in 'n ry wat Aatjies nou in die eindstryd is. Tom Dawson skoop het 'n baie goeie rekord as afrigter gehad. Hy kon dit net nie wen nie. Hy het verlede jaar teen Shimlas verloor. Was dit 'n punt of 2 punte met 'n skop op die einde en wat hulle net sowel kon wen in Bloemfontein. So eintlik doen Aatjies die laaste paar jaar goed. Ek weet nie my kennis is nie genoeg van hoeveel van daai spelers oorgebly het nie. Ek weet die Waarstebeker spanne verskil baie van die een jaar tot die ander jaar. Maar dit lyk of Robbie Fleck, jy weet, aangegaan het waar Tom Dawson skoop opgehou het. So dis nie ja, ek dink dit is 'n goeie seisoen vir Aatjies. Ek dink hulle kan baie trots wees op die feit dat hulle in die eindstryd is, veral soos ons gesê het hierdie wen teen Tikkies in Pretoria. Dit was 'n groot wen gewees. Ek dink Tikkies was definitief Tikkies en Maties sou ek sê was in die ja, nee, Aatjies ook. Was vir my die beste spanne in die groepfase gewees. Ja, Shimlas is interessant. Jy weet, hulle het baie spelers verloor na bewering van verlede seisoen wat hulle die kampioene was. Hulle het moes goed gedoen, ja. Het 17 spelers verloor uit die 23-tal wat verlede jaar in die eindstryd was. Met ander woorde, hulle het net 6 spelers gehad wat in verlede jaar se eindstryd gespeel het wat weer hierdie jaar speel. So die feit dat hulle 'n halfeind gehaal het is ongelooflik en daar moet jy en natuurlik hulle wil nie net in die halfeind gewees het nie, hulle wil die kompetisie wen soos enige span. En as gisteraand dalk 'n bal aan die ander kant toe gewip het, dan het hulle die wedstryd gewen, maar daar moet 'n mens baie krediet gee vir Andre Trudeau en sy afrigtingspan. Hy is vir alle ou wat ook bekend is as hy's 'n ou wat talent kan identifiseer en die Shimlas om eerlik te wees is maar bietjie soos die Cheetahs in 'n manier. As die spelers goed doen, dan word hulle deur ander plekke gevat. Hulle speel 'n seisoen of 2 Shimlas, dan's hulle weg. So hy bou baie elke jaar met nuwe spelers en veral met die Koffsie se onder 20 span wat die kompetisie wat hulle ook het vir Waarstebeker is die Young Guns. So hulle Young Guns span verlede jaar was goed. Hierdie jaar het hulle weer in die halfeind gespeel. Ek sien hulle het net teen Wits verloor met 3 punte. So daai spelers kom die hele tyd deur en hy moet spelers gaan haal op ander plekke om daardie leemte te vul. En ek wonder hoeveel spanne sou as hulle 17 uit die 23 spelers verloor het, weer die volgende jaar 'n halfeind gehaal het. Nie baie nie. Jy weet, 'n paar jaar terug was Tikkies dink 2 jaar in 'n ry die kampioene gewees en jare daarna toe word hulle sommer gerelegeer na die skuldafdeling toe. Wie is hierdie jaar gerelegeer? Dit is Wit skuif af. Hulle het ongelukkig laaste geëindig. So hulle speel volgende jaar Waar's die skuld en dan kom die mooi storie eintlik is dat Waar's die College wat nou 2 jaar, dink ek 2 of 3 jaar in die skuld gespeel het, skuif op na die Waar's die beker toe. En dit is ongelooflik. Dit was 'n nuwe span. Hulle so Waar's die College en Madiba speel in die eindstryd
van die Varsity skuld. Maar die promosie-relegasie word bepaal volgens die puntelys. So eerste op die skuld se puntelys was Varsity College, tweede was die Madibas. So Wits wat laaste is in die beker skuif af, Varsity College skuif op. Dan is daar 'n promosie-relegasie tussen die tweede laaste span in die beker en die tweede span wat tweede was in die skuld. So UJ van Jonathan Mokoena en die Madibas gaan 'n uitspelwedstryd speel om te bepaal wie bly in die skuld en wie gaan beker toe. Maar Varsity College skuif klaar op en Wit skuif af. Ja. Dis interessant. Wat dink jy wat daai Madiba CJ eintlik vir my daar dis nog 'n interessant Dit een. kan 'n wedstryd wees, maar oor die algemeen is dit gewoonlik so dat die Varsity beker spanne ongeag of hulle ondereindig in die Varsity beker net heelwat sterker is as die Varsity skildspanne. Ons het dit gesien met IWK wat hulle was verlede jaar in die Varsity beker as hierdie jaar in die skild. Nou ja, ek dink die gaping is net te groot. Dis amper asof die span wat inkom en ek sien nie dit gaan met Varsity College gebeur nie. Ons weet Tuks was nou 'n uitsondering want Tuks was nog eintlik altyd een van die groot spanne en toe het hulle 'n swak jaar gehad. Maar ja, die promosie-relegasie wedstryde is ek geneig om te sê, nie net te sê nie, maar dis wat die geskiedenis vir ons wys, is dat die Varsity bekerspan gewoonlik te veel skietgoed het vir die Varsity skildspan. En dis ook hoekom hulle die outomatiese promosie-relegasie ingebring het, want die skildspanne het altyd baie gesukkel. Hulle kon nie die bekerspanne wen nie, selfs al is die bekerspanne die swak bekerspan gewees. Jy het nou nog gepraat van outomaties het Strasbourg vat loop hulle 9-0 voor en dink ek aan daai 9.3 of 7.3 met 'n vyfskop. 'n Paar interessante reëls wat jy my ook daai aan van vertel het wat ek eers van geweet het nie. Byvoorbeeld, die een wat ek baie van nou as 'n bal opgehou word oor die doellyn, dan kry die aanvallende span 'n skram, soos in die ou dae. Hoekom doen hulle dit in Varsity beker maar doen hulle dit nou nie meer in die gewone beker? Wat is die idee met die is dit so van 'n laboratorium amper vir reëls? So byvoorbeeld die 50-22 werk ook anders. Vertel ons 'n bietjie daarvan en hoekom doen hulle dit? Ja, die Varsity beker was oor die jare, ek probeer nou vinnig dink aan reëls wat hulle daar getoets het en wat toe opgeskuif het, maar dit is 'n plek waar hulle baie keer reëls op die proef stel, kyk werk dit nie. Die wit kaart was een van die vreemdstes wat ons gehad het en dit het ons al, ek wil amper sê 10 jaar terug gehad. Die wit kaart is 'n verwysing wat elke span se kaptein het. Nou ek wil amper vir jou sê ek dink in die eindstryd van die Varsity beker is daar 'n wit kaart, maar nie reg deur die toernooi nie. So dan werk dit so dat die kaptein van elke span met die kaptein met ander woorde en die afrigter 'n verwysing het, amper soos in cricket of tennis waar hulle kan vir die skeieregter sê ons het iets gesien, jy kan teruggaan daar en dan as 'n span 'n 3 gedruk het en hulle was reg met hulle verwysing, dan word die 3 nie toegeken nie. Natuurlik kan hulle dit nie altyd speel nie omdat dit gaan te veel stoppe in die wedstryd wees en ons het nou net gepraat oor televisie skeieregters. Ja, die 50-22 byvoorbeeld in die Varsity beker werk so dat as jy 'n 50-22 skop, is dit nie 'n lyn staan vir die aanvallende span nie of die span wat die bal geskop het nie. Dis 'n tik skoppie bietjie na die binnekant toe van die veld. Ek weet nie wat jy daai lyn noem nie. Jy weet, jy moet speel van 'n tikskoppie af. En dan ja, die drieë waar jy kom ons sê 'n 5.3 en 'n 7.3, met ander woorde as jy oorskop is dit 7 punte en 9 punte. Nou ons is gewoond aan die 7 en Varsity beker as jy 'n 3 druk vanuit jou eie halfgebied, dan is daai 3 7 punte werd, as jy oorskop is dit 9. Nou die rede vir dit is om aanvallende rugby aan te moedig en dit is vir my lekker want dit werk in die Varsity beker en die spanne hardloop meer die bal. So ja, dit hou dit opwindend. Daai reël dink ek is nogals 'n lekker een. Daar was gisteraand in die Maties wat dit wel tegnies maak en dit het al bietjie hoofbrekens besorg verskeie kere. Gisteraand in die Maties Shimla's wedstryd het hulle die telling was 14-7 en toe maak hulle dit 16-7. Nou dan is dit omdat die televisieskeieregter en van die beamptes nie seker was. Hulle noem dit 'n point of origin try en dis die 3 wat uit jou halfgebied gedruk is. So dit het al baie keer probleme veroorsaak van presies waar die beweging nou begin het. So ek dink dit is 'n goeie ding, maar dit het ook al baie keer daar was al 'n voorval of 2 waar die wedstryd klaar gespeel was. Ja. En toe het die een span op die video gewys, maar daai 3 moes eintlik 2 punte meer gewees het. So dit wil jy ook nie eintlik hê nie, maar dit het al gebeur. Ander wat vir my interessant was wat jy my uitgewys het, was hulle kan enige plek op die veld 'n werk vang, 'n skoonvang doen. Ja. Hoe werk dit? Ja, dit is ook om
weer eens aanvallende rugby te probeer aanmoedig in 'n manier dat die spanne minder skop. Want ja, ek weet nie of enige plek op die veld noodwendig jy weet, dit klink vreemd. Ek sou sê in jou eie helfte miskien, maar ja, ons is gewoond aan in jou eie kwartgebied kan jy die bal merk, maar in die Waarsiebeker kan jy dit enige plek op die veld merk. Selfs in die ander span se halfgebied of in 'n kwartgebied Ja. vir dit. Yes, dis baie weird. Ekskuus vir daai ene, maar nou ja. Daai aan toe ons daar gekyk het, ek is eintlik daai wedstryd soort van oorheers en hier Matsie is heel op die einde ingekom en dan geslaag om die wedstryd, jy weet, die water die drif te trek. Wat verwag jy? Wie dink jy gaan hierdie een vat? As weet is nou jy gesê die druk is op die Maties is by die huis en alles 15000 mense. Daai aanhoudende musiek wat ek nou so baie oral getlaai het. Wat dink jy wie gaan as kampioene die stryd red daar? Wel ek dink Maties sal as ons teruggaan na die vorige wedstryd toe Maties sal self erken dat hulle waarskynlik gelukkig was om daai wedstryd te wen. Ek dink in daai eerste liga wedstryd was Aatjies die beter span. Maties het reg op die einde die 3 gedruk. En jy vra my nou 'n interessante vraag want almal wat my ken sal weet waar my loyaliteite eintlik lê in hierdie wedstryd. So ek gaan nie teen my loyaliteite gaan nie want dan sal mense sê ek is 'n verraaier. So ek is 'n Matie. Dis al wat ek vir jou gaan sê. Ek hoor jou. Ek's 'n tikkie, maar ja, by span bly in Pretoria, wat kan ek nou sê? Hoorie, wat het er geword van daai los skramskakeltjie van die Maties wat so seer gekry het daai aand? Weet jy wat daar gebeur het? Dit het my so Ezekiel Ngobeni. Hy is eintlik een van die benoemdes vir speler van die toernooi. Ja, een van die 3 spelers waarvoor daar gestem word. Hy was toe nou nog gisteraand nog nie op die veld nie. Ek hoor dit was toe nie net harsinskudding nie, hy het ook sy enkel beseer. As dit harsinskudding, slegs harsinskudding was, dink ek sou hy al terug gewees het op die veld. Hy was nou 3 of 4 weke uit. Ek is onseker, ek dink nie hy gaan gereed wees vir die eindstryd nie. Klink maar hy het 'n enkel besering ook. Maar ja, hy was kaptein en een van hulle beste spelers, maar die skramskakel wat eintlik agter hom staan, Mikael Volmoer, is net so goed en het verlede jaar al gespeel. So Maties is baie geseënd met 'n klomp of met meer as een goeie skramskakel. Natuurlik sal hulle vir Ngobeni op die veld wou gehad het, maar ek dink nie hy gaan in die eindstryd speel nie. Ek het nie 100% die feite nie, maar ja, ek vermoed hy gaan nog beseer wees. Ja, ons is bekommer daai aand. Hulle het lank gevat om hom van die veld af te kry toe met die karretjie afgebring en alles. Dit gewoonlik is 'n gewone ernstige besering en ek het net gewonder daaroor. Laaste vraag. Daai Einstein Ngobeni het 'n pink broek gedra daai aand. Vertel vir my wat dit beteken. So die pink broek en Waarsiebeker is die speler wat in die vorige wedstryd die speler van die wedstryd was. Natuurlik het die pink broek ook begin om bewusmaking te doen vir was dit ek dink dit was aanvanklik was dit nou borskanker en later het dit geword geestesgesondheid. So hulle het 'n klomp veldtogte in die Waarsiebeker waar hulle sulke goeters, jy weet, veral vir liefdadigheid en goed wat hulle sekere kwessies aanspreek. En so die pink broek spesifiek weet ek was op 'n tyd vir geestesgesondheid onder rugby spelers en dat spelers moet, jy weet, nie skaam wees om te praat oor sulke goed nie, maar spesifiek in 'n wedstryd as jy sien iemand speel met die pink broek, is dit die speler van die wedstryd van die vorige wedstryd. Wat dit interessant maak en wat dit so bietjie, jy weet, 'n kleur gee behalwe die pink broek is eintlik dat jy weet dis dan nou kom ons sê 'n goeie speler, so hy's iemand om dop te hou en nou draai die pink broek. So ek dink baie keer is die verdediging so meer as hulle die pink broek sien, dan weet dan gaan hulle vir hom. So toevallig gisteraand in die Shimla's Maties wedstryd, Ramon Eis, die flank van Shimla's. Hy het die pink broek gedra vir sy spel in die vorige wedstryd en ek kan vir jou sê as Shimla's gisteraand gewen het, was hy waarskynlik weer die speler van die wedstryd. Hy is ook benoem vir die speler van die toernooi saam met Ezekiel Ngobeni. Hy is definitief gisteraand het ek daar gesit en ek het gedink jy's maar hierdie ou is oral, hy duik, hy hardloop en hy kom elke keer deur die verdedigings. Hy lyk bietjie vir my met sy skrampheid soos 'n Heinrich Brusou van ouds daar uit die Shimla's geleedere. Ja, jy praat van Heinrich Brusou, een van die Kabamba Floors het ons dieselfde posisie gespeel as hy, my nie verbeel nie, 6. Opvallende ou daar. Goeie afrigter, wat dink jy? Ja nee, Kabamba het deur die strukture gekom daar by Maties. Hy het ook eers die Maties onder 20 span, hulle Young Guns afgerig, goed gedoen met daai span. Hy was 'n hulpafrigter eers by Maties se senior span en toe word hy die hoofafrigter, is dit nou 2 of 3 seisoene gelede. So ja, Kabamba het die leer geklim daar by Maties en ek dink hy maak al hoe meer vir homself naam as 'n afrigter. Ek weet hy was ook al by van die WP se spanne betrokke. Ons het nou nie meer 'n Vodacom beker span nie. Ek dink was dit by die SA beker of iets wat hy byvoorbeeld net dalk 'n
hulpafrigter of het hy uitgehelp. Maar hy's nie amptelik in die WP se diens nie. Maar ja, ek dink definitief 'n ou wat stadig maar seker besig is om vir homself naam te maak. Kyk, om Matie se afrigter te wees is soos om Tik se afrigter te wees. Ek dink daar's baie druk, en as jy nie gaan presteer nie, dan is jou werk gewoonlik jy weet, op die spel. So in die stadium doen Kabamba nog goed, en ja, om die eindstryd te haal is al klaar 'n goeie regmerkie agter sy naam. Ja, dankie Johan. Dis baie interessant, 'n lekker wye gesprek. Ons het maar deur aan die kant afgevat tot hier op Stellenbosch. Dankie, was lekker. Dankie MW.